Goeiemôre geliefde vriende, broeders en susters. Ons lees vanoggend saam vanuit Johannes hoofstuk 14 net vers 27. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Broeders en susters, vrede is iets wat ek meen ons as Afrikaners nie werklik ken nie. As ons maar net kyk na die omstandighede hier in ons land en ons sien al die ellende, die verval, die misdaad wat plaasvind, ons sien hoe huisgesinne telkens uitmekaar uitval en dan het ons nog die ekonomiese druk van die laaste paar jaar wat so op ons mense afkom. Dan word ons telkens ontsteld. Dan raak ons telkens moedeloos, ons raak moeg en mat. Maar dit bring die vraag uiteindelik op oor waar en hoe plaas ons hoop. Want ons as mense is nie gemaak om op hierdie aarde te bly wees nie. Ons is immers in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En dit is uiters normaal wanneer ons moedeloos raak vir die dinge in hierdie wêreld. Maar wanneer ons die gedeelte soos hierdie lees, wat uiteindelik gaan oor die belofte van die Heilige Gees, wat ons weet uitgestort is in ons harte en in ons lewens, wat uiteindelik hierdie skrifgedeelte vir ons so deur die pen van getroue manne kom openbaar het, dan besef ons iets meer van die vrede. Het jy al opgestaan op 'n Sondagoggend en kerk toe gegaan met hierdie moedeloosheid van planeet Aarde en Suid-Afrika in jou hart, en jy het daar uitgestap en 'n las was ligter op jou gewees? Het jy saam met jou gesin rondom die etenstafel gaan sit en Bybel gelees? En alhoewel jy nie al die kennis en die verstand het wat jy graag sou wou hê nie, het daar 'n bemoediging in jou hart ingekom. Het iemand jou dalk gebel, 'n boodskap gestuur, net om te sê, ek het vandag aan jou gedink. Weet nie hoekom nie, weet nie wat is die rede nie, ons het wel lanklaas gesels, maar ek het vandag aan jou gedink. Dan is dit alles 'n bewyse van dit wat geskrywe is in hierdie gedeelte. Soveel meer nog, omdat ons weet dat die kerk die liggaam van Jesus Christus is en ons almal ledemate afsonderlik daarvan. Ons almal is een groot geheel van 'n vrederyk wat ons nog nie in sy volkomenheid gesien het nie. Is dit so dat jy dalk vanoggend moedeloos is? Daar is dalk omstandighede in jou lewe wat jou laat verdruk voel, wat 'n swaar las op jou hart het. Dit kan gesinsomstandighede wees, dit kan finansiële omstandighede wees, dit kan selfs geestelike omstandighede wees. Maar wanneer ons hier lees, vrede laat ek vir julle na, dan is dit nie net iets wat gekom en gegaan het nie, dis 'n ewige nalatenskap wat ons het. Die nalatenskap eerstens van die verbond, tweedens deur die vrug daarvan wat die Heilige Gees vir ons is, en ook die kerk van Jesus Christus, maar soveel meer nog, die samebinding daarvan deur die gemeenskap van die heiliges. Want ons is nie alleen nie. Jy voel dalk alleen, jy het alles wat jy dalk in die lewe al wou gehad het. Mooi kinders, gesondheid, vrede en vreugde in hierdie lewe. Maar jy voel dalk jy het net nie hierdie innerlike rus wat jy graag sou wou hê nie. Dan is dit uiteindelik waarom mens gaan, soos die psalmis en jy raak stil voor die Here en jy roep uit na die buitenste ruim toe. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En dan hierdie gedeelte wat dan so ontvou. Vrede laat ek vir julle na. Nie van hierdie wêreld nie, want hierdie wêreld gaan ons nie vrede bied nie. Maak nie saak hoe ons daarna uitsien nie. Kyk maar net hoe gaan dit. Maar in die gemeenskap van die heiliges en die Heilige Gees, deur die geopenbaarde woord, vind ons 'n misterieuse troos, 'n vrede onuitspreeklik wat ons net nie kan begryp nie. En dan lees jy so en iets raak sag in jou binneste en jy hoor die woord van die Here wat hierdie nalatenskap, hierdie erfdeel aan jou nalaat.
Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. In ons Here Jesus Christus het ons geen rede om te vrees nie. Dit is normaal om so nou en dan vreesagtig te wees. Maar ons volhard nie daarin nie. Ons bly in die troos en die rus en die volkome vrede van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, lankmoedig, barmhartig en groot van goedertierenheid en trou is U. Dankie dat ons so saam kan lees, saam mag bepeins oor die innerlike vrede wat U ons bied, oor die groot hoop en toekomsvisie van 'n vrederyk, die hemele waarna ons uitsien. Gee, o Heer, vanoggend hierdie rus en hierdie vrede van U Heilige Gees so in almal se harte wat bemoeid en belas is. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, Vredevors, Koning en Majesteit. Amen.